Leon, ek dink wanneer dit kom by plaaslike landboumekanisasie, is Equalizer seker die grootste suksesverhaal. Waar skryf jy hierdie sukses toe? Dit is eintlik 'n baie groot vraag. Ek dink as jy kyk na planters en hoe kompleks planters geraak het oor tyd en die intensiteit van planters en hoe om planters te diens, is dit 'n hele pakket wat jy aan mekaar moet sit. Daar's baie aspekte wat jy bymekaar moet bring om suksesvol te wees met planters. En ek dink dit is iets wat ons oor tyd geleer het. En ek dink een van die goedes wat ons reg gekry het, ons het konstant verbeter aan die masjiene. Ons het altyd teruggegaan na die kliënt toe en ons het 'n passie om kliënte gelukkig te hou. En ek dink dit het afgesmeer. Saam met dit het ons 'n geweldige groot handelaarsnetwerk opgebou. Ons het onderdele reg oor die land en ons het net besef hoe belangrik dit is uit die supportkant van planters. Planter is so 'n belangrike implement op 'n boer se plaas. Dit is waar die oes begin. En ons het werklik waar ons verstaan dit. Ek kom van 'n plaas af, ek weet hoe belangrik daai plantvenster is. En ons het 'n hele span tegnisië in die veld wat net handelaars en kliënte support die hele tyd. En ek dink dit op sigself het seker 80% van ons besigheid of van ons sukses tot bygedra. Die masjiene het oor tyd baie betroubaar en baie goed geraak en het baie tegnologies baie gevorderd geraak. En ek dink ons het baie goed bygebly met die tyd wat dit betref ook. Ja, ek is bly jy praat nou van die vordering wat die masjiene gemaak het natuurlik oor 'n taamlike tydperk. Wat is van die nuwe ontwikkelings wat uit die Equalizer stal kom? Ons staan eintlik langs een van ons vlaggenskap modelle vandag. Dit is die SL2 762 model. Dit is werklik maar een van die mees bekende, mees gewildste planters daar buite. En ons het nou regtig waar die afgelope 2 jaar het ons al ons energie op hierdie planter gesit om hom so gebruikersvriendelik as moontlik te maak, maar ook so betroubaar as moontlik. So die raamontwerp of die raamkonsep wat ons hier gebruik, het ons al 4 jaar terug begin implementeer. Ons het nuwe verbeteringe aan die raam gebring. Ons het die raam 'n bietjie korter gemaak want die ouens het gekla oor die draaisirkel. Ons het die raam sterker gemaak. Dit was vir ons eie gemoedsrus. Ons het groter tanke opgesit. Ons het nou 'n totale draagkapasiteit van 7800 liter op hierdie planter en dit is 'n kombinasie van 4 verskillende tanke. En dit is natuurlik iets wat ons al jare doen en dit is om verskillende produk met hierdie masjiene te kan toedien. Wat lekker is van hierdie planter spesifiek, in die 3 hooftanke het ons 7 verskillende kombinasies wat ons kan aanbied vir die boer. En dit is kombinasies van korrelkunsmis, vloeibare kunsmis en ook saad wat ons van die sentrale tank af kan voer na die eenhede toe. Ons het baie nice features ingebou in terme van ons het skale wat ons op die tanke kan sit. So die operateur kan op 'n gereelde basis sien wat is die gewig in die tank, hoe vergelyk dit met die kalibrasie wat jy op die planter gedoen het. So dis 'n fantastiese monitorstelsel om toe te sien dat jy die regte hoeveelheid produk toedien. Die ander ding wat ons nou opgesit het is 'n volle ligte pakket uit die fabriek uit, werkligte en ook padligte. Dan het ons 'n kamerastelsel wat die kliënt kan kies en daarmee kan jy binne in die tank sien. Jy kan actually sien hoe vol of leeg die tank is. Ons kan rondom die planter sien. En veral met die planter waar die balk agter die wiele loop, is dit lekker om 'n kamera daar te hê. So jy het nie 'n agterryer nodig. So dis nogals nice. Ons het al hierdie nice features ingebou en dit is alles om daai ervaring met die planter net na 'n volgende vlak toe te vat. Die planter eenheid aan die agterkant is ongelooflik goed. Dit is die 2de generasie van ons SL planter eenheid. Dis 'n planter eenheid met 'n tand wat kunsmis tot op 'n diepte van 180 mm in die grond kan plaas. Ons kan tot 250 mm diep werk met die tand. Maar wat merkwaardig is van hierdie SL eenheid is die ongelooflike goeie oppervlakafwerking wat hy vir jou gee nadat die tand deur die grond is en die eenheid wat die saad plaas. So ons het 'n ongelooflike gelyk oppervlak. Dit is baie belangrik in die produksie van sojabone, want jy kan nie sojabone in 'n diep voor gaan plant nie. So ons het baie harde werk gedoen op die 2de generasie eenheid. Die eenheid is uniek in die sin dat die tand gekoppel is aan die eenheid. So ons diepteplaas met betrekking van kunsmis
in vergelyking met saad bly altyd konstant. So ons het regtig waar ek sou sê dit verseker die markleier in terme van planter eenhede op die oomblik daar buite. Klink vir my of julle ongelooflike veelsidige implement hier so beet het. Baie geluk daarmee. Gideon, altyd lekker om met jou te gesels.